Prof Hannes se preke, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel C. Ek wil net nou alreeds sê, as Vader die gesondheid spaar, gaan daar 'n D gedeelte wees ook. Is te veel inligting als net in mekaar te kon indruk, maar is essensieel. En dankie vir die mooi boodskappe wat ons reeds gekry het, verwysing na die reeks. Mense sê hulle is besig om dinge te ervaar wat hulle in hulle lewe nooit in hulle eie kerke geleer het nie. Ek is professor Hannes Reddinghuis van die eerste gemeente van Yafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die reeks boeke, die Legkaart Studiegids Bybels. Hulle is A4 boeke, hulle is 500 bladsye dik, daar's 3 van hulle in kleur, swart en rooi. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking of uiteensetting. Die eerste boek is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. En boek 3 is natuurlik die boek Efese tot by die boek Hebreërs, 10 boeke in totaliteit. Sou jy belangstel, ek het 'n pakket op die 3 boeke, as jy sou belangstel, dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367124 of gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. Ek wil net ook sê, dit gaan nie net oor die 3 boeke nie, daar's 'n magdom boeke wat ek geskryf het, almal A4 en A5 boeke wat nie te versmaai is nie. As dit die eerste keer is dat u na hierdie reeks kyk, dan wil ek sê, gaan na nommer A, preek nommer 1, oor natuurlik die regterstoel, die leen van die regterstoel teologie, en of so nie kan u sommer reg voor begin by Prof Hannes se preke, daar's verskillende ander preke ook, né? So as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Deel die boodskappe met ander, maar soos ek gesê het, begin by deel 1 of deel A. Dis ook belangrik om in te teken op die webtuise, sodat u verskillende kennisgewing van die studies kan ontvang. Terwille van nuwe kykers, is dit die volgende inligting uiters noodsaaklik om te verstaan. Ons vereenselwig ons nie met die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAP-beweging. Ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie, groep of organisasie in die wêreld nie. Nie protestant, charismaties of katholiek nie. Ons is inteendeel 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Sodra as wat u begin die boodskappe volg, sal u agterkom hoe raak u verslaaf aan die bo-natuurlike geopenbaarde woord. En ons funksioneer wêreldwyd, halleluja. Jy sal agterkom, ons gebruik hoofsaaklik die ons antieke Hebreëse oorspronklike name volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal het in 1860, en ek het 'n paar van hulle sou u belangstel. Volgens die antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam die Here Jesus in werklikheid Yafashua. Dus soos ek preek, gaan ek sê Yafashua, Jesus Christus, of die naam God is in werklikheid Elohim, of die naam Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek sal sê Ruach HaKodesh, Heilige Gees, terwille van u wat dalk vir die eerste keer kyk, né? Goed. Die vorige boodskappe, die rede dat ek hierdie voorafgaande gedeelte volgens preek 7b met u gedeel het, is omdat ek nie weet watter van die vorige boodskappe of preke u van Prof Hannes geluister het nie of gekyk het nie. As ek net sou aangaan waar ek gestop het, en u is nie in lyn nie, dan gaan u nie weet waarvan ons praat nie. So, dis my uiters belangrik, in hierdie reeks, gaan na deel A, die leen van die regterstoel teologie, deel A, dan weer deel B, dan weer deel C, en ander week as Vader wil, dan doen ons weer deel D. Nou sê die woord, voor my sal elke knie buig. Toe ons kyk nou na die skrifgedeeltes wat sê, ons almal gaan voor die regterstoel van Yafashua,
of Jesus Christus of Jahwe Almagtig, dis die Vader, verskyn. Romeine 14 vers 10. Romeine 14 vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Jahwe, dis Christus, gestel word. Nou as ek na dit kyk, dan moet jy mos nou vir my sê, prof, nou waarvoor gaan jy aan? Kan jy nie Afrikaans lees nie? Hy sê ons almal gaan voor die regterstoel verskyn of gestel word. Jy sien, dit is juist waar die probleem gekom het. Al die jare het die pastore en predikante 1 of 2 versgedeeltetjies gevat en 'n dogma gebou op dit, 'n preek gelewer. En dan mis hulle 1000 ander skrifte wat vir ons die teenoorgestelde sê. Soos ek wil net iets noem, so ek dink aan die skrifgedeelte, dis eers op die notas wat my opkom, waar hy sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Nou 99,999% pastore, predikante, dominees, jy priesters, jy nou, almal preek, hy kom soos 'n dief in die nag. Waar kry hulle dit? 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 begin. Hy sê dat julle weet, hy kom soos 'n dief in die nag. In vers 1. Maar vers 2 of vers 3 sê, broeders, maar julle weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Jy sien, die pastore en die ouens ter wille van hulle godsdienstige teologie en hulle kerke se leerstellinge wat glo hy kom soos 'n dief in die nag. Want die pastoor en die dominee moet dit preek, anders kry hulle nie salaris die einde van die maand nie. Daarom moet hy preek, hy kom soos 'n dief in die nag. Maar hy sê uitdruklik, julle weet broeders, broeders is die bruid van Jahwe of van Jesus Christus. Hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Vir die hoere en die dronkaards en daai ouens, en vir Israel in die groot verdrukking, kom hy soos 'n dief in die nag. Ek noem dit net, dis wanneer daar net een skrifgie gedeelte gebruik word, en dan lees die ouens nie eens die volgende versie of 2 versies verder nie. My studente in my Bybelkollege word geleer, enige skrif wat 'n vraagteken agterlos, lees 10 versies voor dit, 10 versies na dit, of lees die hele hoofstuk voor dit en die hele hoofstuk na dit, dan ervaar jy die omvattendheid van so 'n versgedeelte. Goed, so hy sê, want ons almal gaan voor die regterstoel van Jahwe, dis Jesus Christus, gestel word. Vers 11, want daar is geskrywe, so wragtig as wat ek leef, sê Jahwe Almagtig, dis die Here. Luister wat sê hy sweer. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Hy sweer. Prof, kan jy nie lees nie, daar sweer Jahwe. Want daar is geskrywe, so wragtig as ek leef, dis Jahwe Almagtig, want die 33 sê die Here. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Wanneer ons as bruid van Jahwe tot bekering en wedergeboorte kom, nou vra ek vir jou net die vraag. Buig ons dan nie ons knie reeds voor Jahwe, ons Elohim en Jahwe nie? Wanneer ek as 'n sondaar tot bekering kom, buig ek nie reeds my knie nie? Ek wil die Engelse woord gebruik. Do I not surrender fully unto him? Gee ek nie heeltemal oor nie? Wat is die gedagte van 'n kniebuig? Dis hoe konings vroeër jare erkenning ontvang het van vreemde mense, en vandag nog het hulle daai ding van my Lord, jy weet? Buig. Dit gee erkenning. Maar hierdie wat ons praat van elke knie gaan buig, is by die wit troon oordeel. Nou vra ek net 'n vraag. Nou ons nou die 2 skrifgedeeltes gelees het. Wanneer ons as bruid van Jahwe of Jesus Christus tot bekering kom en wedergeboorte kom, buig ons op daardie dag dan nie reeds ons knie voor Jahwe en Jahwe nie? Die ongoddelike mense wie nie in 'n bonatuurlike verhouding met Jahwe Almagtig en Jahwe, dis God die Vader en die Seun, gewandel het nie, sal verseker voor 'n regterstoel verskyn. So vir wie is die regterstoel? Dis nie vir die bruid nie. Die bruid is dan verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, opgeneem in die hemel. 1 Korinte 15, 27, 58. Ons is reeds deur dit. As ons as bruid weet,
reeds dat ons op trone gaan sit en regterstoel as deel van die jury, wie die Satan, die antichrist, die valse profeet en die antichristiese mense gaan veroordeel. As ons dit reeds weet, hoe gaan ek my knie voor Jahwe buig? Ons sit dan op die trone. Ons gaan die jury wees. Anderste kan ek, Prof Hannes, ook nie Afrikaans lees en verstaan nie. Die bruid leef elke dag in heiligmaking. Halleluja. Romeine 14:12. So sal elkeen van ons, kyk my hande, wie nou reeds in 2025 bruid is, elke dag in heiligmaking aan Jahwe die Almagtige rekenskap gee. Dit is hoe ons wandel. Wat doen ons? Ons buig elke dag ons knie voor Jahwe ons Vader in heiligmaking. Die woord beklaar dat die bruid lewe elke dag in die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en sodoende beoordeel ons onsself elke dag. Dit word ook genoem, ons word dag tot dag deur die Ruach HaKodesh ondersoek of ons steeds waardig is om Jahwiste genoem te word. So, wat doen ons? Ons doen introspeksie elke dag. Ons vat voorraadopname van ons lewens elke dag. Dis nie waar ons tot van bekering kom vandag, onderdompel is in die naam van Jahwe, deel van wedergeboorte geword het nie. En nou lewe ons maar net 'n godsdienstige manier en ons vloek en ons gaan te kere en ons... Nee, ons lewe in heiligmaking. En omdat ons in heiligmaking lewe, is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, elke dag met ons besig. En as daar iets is wat hy ons attent maak op, dan buig ek my knie. I submit. Daar bestaan nie die teologie soos een keer gered, altyd gered nie. Ons moet elke dag in heiligmaking en in verwagting leef. Halleluja. Die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Hy sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Hom, die Vader. Vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar's geen plek vir hulle gevind nie. Vir wie is die oordeel? Vir die ongoddelikes. Kyk wat sê die skrif. Dit is die wit troon oordeel. Dis wanneer die kerk sê elke knie gaan buig en elke gaan. Maar ek sien dan in Openbaring 20 vers 4, die bruid sit op die trone en aan die bruid is die oordeel gegee. So ons is deel van die jury, ons wat by die einde van Openbaring 3:22 weggetrek was by die wederkoms, die parousia, die Grieks. Nou kyk wat sê apostel Johannes, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom, wie is die hom? Dis Vader Jahwe, wat daarop sit. Voor wie aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Hoe? Met die slag van Armageddon. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. Wie is die hulle? Is dit die bruid? Die bruid is dan verander. Ons is in 'n verheerlikte liggaam opgeneem. Hoe kan daar nou nie plek in die hemel vir ons wees nie? Nee, hierdie is die ongoddelikes wat na verwys word. En die kerke en die pastore en die ouens het nooit die verskil verstaan tussen bruid en ongoddelikes nie. Hulle het ons almal sommer oor dieselfde kam geskeer. En hulle verstaan ook niks van die wederkoms en die wegraping nie. Zie wat Dani Botha as ek 'n snert gepraat het nou met sy 23-24 wegraping wat sou plaasgevind het. Hy sê in vers 12, en ek het die dode, luister mooi, en ek, nou dis nou by die wit troon oordeel, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Nou hierdie God is Jahwe Almagtig. Klein en groot mense en babiekies. Die babiekies is dan nie sonde nie. Hoe staan hulle voor die troon? Nou nog nooit is hulle lewe geloop nie. Daai kind is dood voordat hy kon leer loop of praat. Nee, klein en groot. Onthou dit, daar's 'n geestelike liggaam wat in dieselfde wese is, soos asof ons toe ons gelewe het. Hoe kan ek dit sê? Maklik, Lazarus in die ryk man. Die ryk man is in die doodryk en dan sien hy vir Lazarus aan die boesem van Vader Abraham. Hoe kan hy hom gesien het as hy net 'n gees was? Verstaan jy wat ek van praat? Daar was 'n verheerlikte liggaam gewees. En ek het die dode, Johannes, klein en groot voor Jahwe sien staan en die boeke is geopen. En dan 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Die bruid, as ons tot wedergeboorte kom, sê die woord nie dat Vader Jahwe vat ons steed van sonde en ongeregtigheid
en hy werp dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. Is dit so? Is so, prof. Nou sê my, hoekom? Gaan ons nou voor 'n regterstoel verskyn en boeke word oopgemaak en al ons ou sondes word uitgegrawe? Waarvoor lewe ons in heiligmaking vandag? Waaroor dien ons dan Jahwe Almagtig? Dis die Vader. As al ons werke geopenbaar gaan word, terwyl die woord sê, dis in die see van vergifnis gewerp. Hy het ons onvoorwaardelik vergewe. Openbaring 20:13, die see en die dode gegee wat daarin was, die dood en die doderyk en die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens hulle werke, die ongoddelikes, nie die bruid nie. Jy sien, so die teologie van ons almal gaan voor die regterstoel staan, en verantwoording is besig om uit die bus uit te val. Inteendeel het al 2000 jaar terug uit die bus uitgeval. Dis net die kerke wat die goed aan die gang hou. En die dood en die doodryk is die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. Wanneer die bruid opgeruk word in die hemel, verander uit 'n verganklike en 'n verheerlike liggaam, gaan ons nie eers ons knie buig voor die Vader nie. Nee, die kore, hemelkoor sing, hulle sê, kom in my kinders. Sê vir my, kom ek vra 'n vraag. Kom ek maak u oë op 'n ander manier oop. Ek dink nou aan iets wat my opkom. Jahwe die hang aan die kruis, daar's twee sondaars, weeskante van hom. Die een aan die linkerkant spot, hy sê, as jy God is of Elohim, haal ons al drie van die kruis af. Die ou op die regterkant het die hele dag saam met Jahwe gegaan. En Jahwe het met hom 'n gesprek gevoer. En hy sê vir Jahwe, dink aan my as jy in die koninkryk kom. En Jahwe sweer, hy sê, waarvoor waar ek sê vir jou, vandag sê hy saam met my in die paradys wees. Paradys is in die derde hemel. Gaan daai ou voor 'n regterstoel verskyn? Of het Jahwe reeds sy sonde vir hom vergewe? Ek hoor nie mooi nie. Sy sondes is vergewe. Wanneer hy daar aankom in die paradys, gaan hy eers kyk, waar is die Vader en dan voor sy troon val? Nee. Hy het volmaakte redding ontvang. Anderste moet ek sê, hierdie teologie wat gepreek word dat ons almal voor die regterstoel verskyn, is 'n verdoemenisse teologie wat sê daar's nie volmaakte reiniging in die genadebloed van Jahwe nie. En eers as ek voor die regterstoel staan van Jahwe, dan gaan ek my wit kleed ontvang. Nee, ek ontvang my wit kleed die oomblik as ek bekeerd geraak het, geonderdompel is in die naam van Jahwe tot vergifnis my sonde en in heiligmaking lewe. Galate 3:26-29, gaan kyk daarna. Hy sê ons trek die bruilofskleed aan. Ons wie in Jahwe geonderdompel is, het ons met Jahwe bekleed. Hoekom? Want my sondes is vergewe. Die oomblik tot bekering kom. Die ou mens van sonde, Romeine 6:1-12, is begrawe in die bad van wedergeboorte. Ek het opgestaan in nuwe mense, nou lewe ek in heiligmaking. Nou sê hy, en die dood en die doodryk is die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Dis vir die ongoddelikes. Dis vir die ongoddelikes, die godslonaars. Dit is die ouens wat Jahwe nou nooit aanvaar het nie. Dis die ouens wat die genadebloed nie wil erken het nie. Julle sal rekenskap gee aan hom. 1 Petrus 4:3. 1 Petrus 4:3 tot vers 5. 1 Petrus 4:3. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewensstryd, die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongehoorsaamheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasery, drinkery, ongeoorloofde afgoderry. Nou kom apostel Petrus en hy verduidelik hoe die bruid gelyk het toe ons heidene was. Onthou, ons was heidene. Ons kom uit die 10 verlore stamme van Jakob. Ons is nie Israel nie. Ons is nie Israel wie se ouens nie. Hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewensstryd, die wil van die vorige lewensstryd, die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, bad news, begeerlikheid, dronkenskap, brasery, drinkery, ongeoorloofde afgoderry. Vers 4, daarom vind hulle dit vreemd as julle, naamlik die bruid, nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom, wat gereed staan om die lewende en dode te oordeel. Wat? Hierdie skrif verduidelik ons nou vir ons in vers 3. Die goddelose, ongoddelike sondaars.
Vers 2 sê, ons vind dit vreemd as julle, naamlik die bruid, nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie. So ons lewe in heiligmaking. Ons dra die vrugte van die Ruach HaKodesh, Heilige Gees, 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. Ons het nie deel aan hoerery en paaldans en dronkenskap en dakkarrook en al die goed nie. Ons lewe nie in losbandigheid nie. Ons lewe in die vrese van Jahwe elke dag, gelei deur die Ruach HaKodesh. Hoekom? Want hy sê hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Nou sê hy in vers 5, hulle sal rekenskap gee. Wie hierdie ouens wat besig is om wat wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, rasery, hoerery, drankery, jy noem dit. Hulle vers 4 sal rekenskap gee aan hom, dis Jahwe, wat gereed staan om die lewe en die dode te oordeel. Wat 'n lewende en die dode? Die ongoddelikes. Op hierdie stadium sit die bruid op die troon, Openbaring 20 vers 4, gereed om te luister na die aanklagte. Halleluja. So ons as bruid staan nie voor 'n wit troon oordeel nie. Ons sit op die trone as jury. Die aardse tentwoning, 2 Korintiërs 5 vers 1. 2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwonings afgebreek word, hierdie vlees, nou moet jy mooi luister, ons 'n gebou het van Jahwe Almagtig, dis God. Nou wat beteken dit? Hierdie liggaam van sonde, wanneer ek tot wedergeboorte kom, en ek kom begrawe in die bad van wedergeboorte, dan staan ek op 'n nuwe lewe in Yahshua. Dan word hierdie aardse tentwoning op 'n geestelike manier afgebreek en begrawe. Hy sê, want ons het 'n gebou, 'n blyplek van Jahwe, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Nou as ek na daai huis toe gaan, wanneer 1 Korinte 15 plaasvind, in 'n oomblik en 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Yahshua tegemoet in die lig. Gaan ek eers voor ek by die huis se deur ingaan, voor die Vader verskyn en moet please explain? Nie in jou lewe nie. 2 Korintiërs 5 vers 2. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons, dis die bruid van Yahshua, om met ons inwoning uit die hemele oorkleed te word. Reeds vandag lewe ons in daardie afwagting. Terwyl ons die bruilofskleed aan het, lewe ons in afwagting om uit hierdie lewe uit te lewe en by Yahshua in te lewe. En by Jahwe ons Vader. Wat 'n voorreg. So hierdie liggame van ons vandag is uiters noodsaaklik. Dis nie net sommer 'n stuk vleis of 'n wurmteksie nie. Hierdie is 'n tempel waarin die Ruach HaKodesh woon, waarin Jahwe funksioneer. Ons mag nie naak bevind word nie. As jy in 2 Korinte 5 vers 3. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind word nie. So wat gebeur? As ek beklee is in die bekering. Want om iemand te doop of onderdompel sonder bekering, is soos jy vat 'n droë sondaar en jy maak hom net 'n nat sondaar. En daarom voordat ons enige persoon onderdompel, dan sê ons vir hom, broer Jan Pretorius, op jou eie geloof en belydenis, dat jy Yahshua as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het, word jy saam met Yahshua begrawe, opgewek en beklee, en daarom onderdompel ek jou tot die vergifnis van jou sondes, in die bonatuurlike naam van Yahshua. Halleluja. En dan onderdompel ons die ou, op sy eie geloof en belydenis, dat hy homself bekeer het. Nou sê vers 3, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind word nie. Want ons wat nog in die tent, hy sê, want ons wat nog in die tent is, bly ons in 'n tent vandag? Natuurlik, hierdie liggaam is 'n tentwoning, is 'n tydelike woning.
Hy is nie met stene gebou nie. So waar woon die Ruach in? Waar woon Jahwe ons Vader en Jahwe die Seun in? In hierdie tentwoning. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Halleluja. Ons is nie tevrede hoe ons is nie. Dis wat heiligmaking is. Bekering, onderdompel, wedergeboorte, heiligmaking. En die derde een, die heiligmaking proses, vat my die res van my lewe. En elke dag beklee ek my, ek word nie oor en oor gedoop nie, deur in heiligmaking meer in geregtigheid te wandel. Dis wat hier gebeur. So moet ons nie ontklee of onderklee wil wees nie, maar eerder oorklee wil wees. Ons wil eerder doodseker maak. Ons is op die plek. As ek nou hartaanval kry, gaan ek hemel toe. Toe ek daai kar van my afgeskryf het, nou is 2 weke terug. Op daai oomblik wil ek oorklee wees, dat as daai kar daar afgestort het teen daai afgrond, en want dit is 'n seildagkar, en daai groot konkreetblok het op my nek geval, my kop en my dood geslaan, dat ek dadelik kan uitlewe. Die bruid van Jahwe het 'n onus op onsself, om elke dag so naby as moontlik 24 ure 'n dag in heiligmaking te lewe as wat ons kan. Die ander godsdienste maak dit vir jou lekker. Jy kan hoer en moer, 'n bietjie paalklap, dans toe gaan, Vrydagmiddag, bietjie dag sit en rook daar, en 'n brandewyn en koud drink en 'n hotdog eet, en verstaan jy waarvan ek praat. Veel grappe vertel en die goed doen, dobbel en te kerk gaan. Maar die bruid, ons wil nou geset wandel. Die Bybel sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie. Wees heilig, want ek is heilig, Jahwe, Jesus Christus. Wees heilig, soos wat ek heilig is. Streef my heiligmaking na, waarsonder niemand die koninkryk van Jahwe kan sien nie. Nou as ek aan al hierdie vereistes voldoen en ek sterf, hoe verskyn ek voor 'n regterstoel? Om wat te doen? Om wat te doen? Maar jy sien, is om die godsdienstige instansies, protestantisme en die katholieke en die charismate, hierdie goed geleer was vir meer as 600 jaar. En dit gaan alles maar net oor die goed. Ons almal verskyn voor die regterstoel. Die katholieke glo selfs 'n ding, as jy sterf, gaan jy deur purgatory. Paus Johannes Paulus was seker die heiligste paus wat ooit geleef het. En toe hy sterf, hy was geken as God's representative on earth. God manifest in the flesh. Daar's katholieke wat gesê het dat hy God self was. Skus tog. Jammer. Maar toe hy sterf, toe dra die engel hom nie in die paradys in nie. Weet jy waarheen het hy gegaan? Hy het purgatory toe gegaan, waar die hoere en die dronkies ook is. Die katholieke hoere en dronkies. Nou wat gebeur in purgatory? Dis 'n swaafvuur, dis 'n reinigingsvuur. Hulle glo nie die bloed van Jahwe het jou volkome genees nie. Jy moet deur hierdie katholieke vuur gaan. Dis 'n dogma wat geskep is. Nou as ons ryk is en ek sterf, dan moet Pastoor Rika, dan kom die priester by Pastoor Rika. Dan sê hy vir haar, ek is in hierdie vuur en ek huil. En net sy en die familie, sy en die kinders kan my smaad wat ek in die reinigingsvuur deurgaan verlig. Sy moet R2000 per gebed betaal aan die kerk, die gemeente, die lokale gemeente. En dan sal die priester 2 keer 'n week vir my spesiale voorbidding doen, sodat ek nie te swaar kry
in hierdie reinigingsvuur, hierdie swaafvuur. Dis nie die hel nie, dis 'n reinigingsvuur. Terwyl die woord sê dat Jahshua se bloed het my onvoorwaardelik vergewe van al my sonde en ongeregtigheid. Toe hy aan die kruis uitroep, Vader, dis volbring, in U hande lê ek my gees, het hy elke prys klaar betaal. Maar vir die Katolieke, it's all about the money. Verstaan? Paus Johannes Paulus, 2 jaar in die doderyk gesit, in hierdie swaafvuur. Daar's nie 'n shortcut nie. Die ryker jy is, die meer melk hulle. Dan kom die priester by Pastorika en sê hy vir ek huil, ek kry swaar, ek het nodig om nagmaal te kry. Hulle bedien nagmaal aan die afgestorwenes. Dit gaan R5.000 kos. Sy is so groot Katoliek, dan betaal sy maar die 5.000. En hierdie is nie hoor sê nie. Hierdie is Katolieke dogma. Kry my boek. Is dit Armageddon, vasgevang in die anti-Christ systeem. Dan sien jy wat gebeur daar. Ek het die Katolieke handboeke wat die priesters uitleer, waar al hierdie inligting eerstehandse inligting is. So wat gebeur? Die woord sê daar in 2 Korintiërs 5 vers 4, want ons het nog in 'n tentwoning gesig en voel beswaar. Ons wil uitkom, ons wil uitlewe, ons wil by Jahwe inlewe. Ons wil nie deur hierdie lewe gaan nie, maar Jahwe het 'n doel met ons om Jahwiste te maak. Maar oorklee te word, sodat die sterflike deur die lewende verslind kan word. Hierdie sterflike deur die ewige lewende verslind kan word. Nou as ons dan deur die ewige lewe verslind is, dit beteken ons word verander uit 'n verganklike en 'n verheerlike liggaam. Hoe gaan ek nog voor 'n troon verskyn? Hy sê, wanneer ons sterf, 2 Korintiërs 5 vers 5, maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is Jahwe Almagtig of God. Maar hy, kyk nou na hy in jou 33 Bybel, 'n hoofletter hy, wat ons as bruid van Jahshua juis hiervoor toeberei, is Jahwe Almagtig. Want wat ons ook die Gees, hoofletter G, die Ruach HaKodesh, as onderpand gegee het. So ek is toeberei deur Jahwe. Ek is op die plek waar ek verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlike liggaam, die vorige vers, waar ek die sterflike met die ewige lewe oorklee. Ek het die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, as my onderpand, my onderbaadjie, ek het hom. Wat gebeur? Deur die Ruach, bly Jahwe en Jahshua nie iewers in die hemel daarbo nie. Hy woon in ons. Hy sê julle liggaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Nou sê in vers 6, daarom het ons, die bruid van Jahshua, altyd goeie moed. En weet dat ons in die liggaam inwoon. As ons van Jahwe uitwoon, wat gaan gebeur? Ons gaan uit hierdie liggaam uitwoon, in 'n verheerlikte liggaam inwoon. Dis wat daar staan. Nou sê Paulus hierso in vers 7, want ons wandel deur geloof. Dit wat ons glo, is nie iets wat ons gesien het nie, maar dit wat 2000 jaar terug reeds gebeur het, vir ons as bruid van Jahshua, is so vars en werklikheid, asof dit net vanoggend plaasgevind het. Want ons as bruid van Jahshua, wandel deur geloof. En wat sê Hebreërs 11, wat is geloof? Hy sê die geloof is 'n vaste vertroue. Hoe lyk dit wat hy sê? Nie geloof nie, die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien of aanskou nie, maar wat ons glo. Wat ons hoop. Want ons wandel deur geloof, luister na die tweede gedeelte, en nie deur aanskouing nie. Dit gaan nie vir ons of ons dit sien nie.
Dis vir ons 'n werklikheid dat ons weet, dat ons verseker weet, dit is so. Ek het 'n boekwinkel 7,5 jaar in die Traders gehad hier in Montana, tussen die moslems daar, groot werk gedoen onder hulle. En eendag toe stap daar, ek het 2-3 keer ateïste daar by my gehad, maar eendag toe stap daar ateïs in. Ons staan en gesels. En die ou sê vir my, prof, hy sê, prof, sê vir my, ek hoor jy dien die Here al jou lewe lank. Ek sê ja, vir my was hy ook die Here, hy het Jaffa geword, maar kom, hy sê ja. Hy sê nou sê vir my, was jy ooit in 'n nightclub gewees? Ek sê nee, my hele lewe nie. Ek sê want op daai stadium, ek was 15 jaar oud toe ek tot bekering gekom het. Ek was nie een keer in 'n hoerhuis ingewees nie. Ek was nie een keer in my lewe in 'n paalklap dans ingewees nie. Ek weet nie wat dit is om gesuip te wees nie. Ek weet nie wat dit is om gerook te wees nie. En. Hy sê nou, sê vir my, na jy nou al hierdie goed in jou jong lewe gemis het, wat gebeur die dag as jy sterf, en jy kom agter, maar daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie 'n God nie. Hy sê, en daar is nie 'n wit troon oordeel nie. Hy sê, en daar is nie engele kore nie. En daar is nie 'n paradys nie. Dat die Bybel is 'n mensgemaakte boek, wat 'n klomp leuns bevat het, wat die Jode geskryf het. Hy sê, wat doen jy dan? Ek staan so en kyk, en die roog maak met die woord oop. Ek sê vir my, jy wil nou vir my sê, omdat jy ateïs is, het jy nou al hierdie dinge gedoen, wat jy noem, wat jy is? Hy sê, ja, omtrent alles van dit. Ek sê nou, sê vir my, as jy nou sterf, en jy kom agter, daar is 'n hemel, en daar is 'n wit troon oordeel, en daar is 'n doderyk, en daar is 'n ewige hel, en daar is 'n ewige oordeel. Wat doen jy? Die man is so omgedraai, weggestap, het my nie eers geantwoord nie. Jy sien, wanneer ons in geloof lewe, soos van vers 7, 2 Korinte 5:7 sê, want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Ek wil sê, as dit gebeur, wat die ateïs die dag vir my gesê, daar is niks nie. Weet jy wat, ek sê ek vir hom, ek het nog niks gemis nie. Maar jy, omdat al hierdie goed daar gaan wees, gaan alles mis. Nou, ons godsdiens is nie gebou op 'n Boeddha beeld nie, of 'n Hindoe god nie. Ons geloof is gebou op 'n fondasie van geloof. En as jy tyd het, kan jy sit in die hele Hebreërs 11, stadig sit en deurlees, waar Paulus dan kom en praat van verskillende mense soos Vader Abraham, en verskillende geloofsmense hanteer in die boek Hebreërs hoofstuk 11. Maar hy sê hier so in 2 Korinte 5 vers 8, maar ons het goeie moed, ons as bruid van Jahweh, en verkies om liewer uit hierdie liggaam uit te woon, uit te loop. 1 Korinte 15, vers 27-58, in 'n oomblik en 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam Jahweh tegemoet. En by Jahweh, die Here, in te woon. Jy sien, partykeer beteken die Here Jahweh, en ander keer beteken dit die Vader. Een keer beteken die Seun, ander keer kan dit die Vader wees. So waar wil ons inwoon? Ons wil by die Vader en by die Seun in die hemel inwoon. Wanneer? Daai oomblik wat die wederkoms plaasvind. Sal dit gebeur dat ek 'n hartaanval kry, gaan ek nog steeds by hom inwoon, in 'n oomblik en 'n oogwink. Verskuif my siel van hierdie aarde af in die paradys in. Waar is Jahweh? Waar is die Vader? Ook hulle beslaan al 7 die hemele.
wat die derde hemel is, die paradys. Want Jahweh sê vir die ou aan die kruis aan die regterkant, vandag, hy sê, voorwaar, ek sê vir hy sweer, vandag heden sê saam met my waar wees? In die paradys. In die teenwoordigheid van Jahweh en van Jahweh die Vader. Wat sê vir my, as hierdie goed dan 'n werklikheid is, hoe verskyn ek eers voor 'n wit troon oordeel, om te kyk of ek waardig is om weggevat te word? Hierdie God sê ons wandel deur die geloof. In 'n oomblik, in 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam in. Halleluja. Ons gaan uit hierdie lewe uitlewe en by Jahweh in. Hy het ons by die naam geroep. Hy sê julle is myne. Ek het julle dier gekoop met my bloed. Julle is myne. Ek het julle geroep by julle name. Jahweh Vader sê julle wat geen volk was nie, maar nou die volk van Jahweh genoem word. Julle wat geen volk was nie, julle is nou die uitverkorenes. Ons is beklee in Jahweh. Wat 'n voorreg. Ons het 'n plek wat vir ons voorberei is. Jahweh sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, het ek vir julle gesê. Maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, en as julle klaar is, dat julle kan weet waar ek is. Waar is hy? Waar is dit? Hy's in die hemel. Hy's opgeneem in die hemel. Halleluja. Die woord sê, hy sê, en hy gaan terugkom. Hy sê, as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan weet waar ek is. Nou sê vir my, met dit wat ons nou gestudeer het hier so ver, gaan u voor 'n regterstoel verskyn? Wil ek vir jou sê, as jy voor 'n regterstoel wil verskyn, dan count on me. Ek gaan nie daar wees nie. Ek gaan op die troon sit, sê die woord. Want dit is die belofte vir die bruid. Kom ons kyk verder. Julle is die tempel van Jahweh, die Almagtige. Ai, dis wonderlik. 1 Korinte 3:16. 1 Korinte 3 vers 16. Apostel Paulus vra 'n vraag. Hy sê, weet julle nie dat julle wie bruid is, 'n tempel van Jahweh Almagtig is, en die Gees, die Ruach HaKodes van Jahweh, in julle woon nie? As dit wat hier staan 'n werklikheid is, hy vra 'n vraag. Hy sê, weet julle dit nie? Meeste mense weet dit nie, want dit is godsdienstige dogmatiek wat geleer was, vandat ons in die sonnaarskole was, dat ons almal gaan voor die regterstoel van God verskyn. Weet julle nie dat julle 'n tempel van Jahweh, hierdie liggaam, 'n tempel van Jahweh of God is, en dat die Gees, die Ruach HaKodes van Jahweh, in julle woon nie? Weet jy dit? As iemand die tempel van Jahweh skenk, sal Jahweh hom skenk, dis God die Vader. Want die tempel van Jahweh, dis God, is heilig, en dit is julle. Kom ons lees weer vers 17. As iemand die tempel van Jahweh skenk, dis nie om my vinger af te sny op my hand, of dit niks met daai verskenning te doen nie. Dis om in sonde te lewe. Dis om weg te dwaal van die waarheid af. Dis om met ander woorde terug te val in sonde. Die woord sê soos 'n hond wat terugdraai na sy eie braaksel en daarin eet. As iemand die tempel van Jahweh skend, sal Jahweh hom of haar skend. Want die tempel van Jahweh is heilig. Luister nou na die volgende 3 woorde en 4 woorde. En dit is julle, ons, die bruid van Jahweh. Nou as die woord sê, ons is dan so skoon en heilig, dat Jahweh sê ons nie sy tempel moet skend nie, maar bly in heiligmaker wandel, en die pad stap saam met hom. Hoe gaan ek voor 'n regterstoel staan om wat te doen? Ons is dan heilig. Heilig genoeg om te getransformeer te word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet. Want hulle waak vir julle siele, Hebreërs 13 vers 15 en aan. Want hulle waak vir julle siele. Laat ons die bruid van Jahweh, wat vandag 2025 na hierdie boodskap luister, dan gedurig aan hom, dis Jahweh, en aan Jahweh, dis God, 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe, wat sy naam bely. Wat 'n naam? N-A-A-M. Naam bely. Nou as jy nou 33 Bybel lees, en jy kyk na Hebreërs 3 vers 15,
Dan sien jy daai laaste gedeelte sê, dit is die vrug van die lippe wat sy, daai sy, kyk hoe slee is die Satan. Daai moet 'n hoofletter S wees en in hakies gaan jy skryf Jafashua, sy naam bely, die naam bo elke ander naam. Kom ons lees weer Hebreërs 3:13-15. Laat ons wie bruid van Jafashua's dan gedurig deur hom, dis Jafashua, aan Jaffa die Vader 'n lofoffer bring. Hoekom? Want die Bybel sê, wanneer ons bid ons tot die Vader in die naam van Jafashua. Halleluja. Die Bybel sê julle bid en julle ontvang nie want julle bid verkeerd. Laat ons dan gedurig deur in hom Jafashua aan Jaffa die Vader 'n lofoffer bring. Dit, luister. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Nou as ek die vrug van sy lippe bely elke dag en ek sterf, wat gaan ek vir die Vader se troon doen? Hy sê dan ek bring aan die Vader 'n lofoffer. Ek bring elke dag aan die Vader 'n lofoffer. Nie net wanneer ek voor my bed gaan kniel om te bid om te kniel vanaand nie. Nee. Heel dag. Bring ons lofoffers en vredeoffers aan Jaffa. Wat is dit? Dis nie iets wat ek brand nie. Dis nie waar 7 basyne blaas nie. Nee, dis nie waar die weerligstrale uit die troon uitslaan nie. Nee, dis wanneer ek net my hande opsteek en ek sê ek loof U. Ek loof U Vader Jaffa vir die genadebloed van Jafashua wat my vrygekoop het van al my sonde en ongeregtigheid. Dis 'n lofoffer. Ek kan hom prys, ek kan hom verheerlik, ek kan hom groot maak. Die woord sê steek op, lig op, heilige hande. Ek aanbid hom met heilige hande. En die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Luister, ons bring 'n lofoffer aan die Vader. Wat gaan ons voor die troon soek? As ek voor die troon moet kom, dan gaan Vader sê, hey, wat kom maak jy hierso? Kom jy my weer 'n lofoffer bring? Dis al wat hy weet wat ons doen. Ons bring lofoffers. Ons probeer in heiligmaking lewe. Elke dag. Prof, so julle is super heilig, julle wit vlerke soos engele. Nee. Ons kom kort, broer. Maar deur genade word ons gered. In heiligmaking lewe ons elke dag. Commitment completion, ons oog op ons doel gerig en tot ons aan ons doel vat, waar ons moet wees die dag as ons sterwe. Laat ons dan gedurig deur hom, die Seun, aan die Vader, dis Jaffa, 'n lofoffer bring. Dis die vrug van die lippe wat sy naam bely, halleluja, die bruid. Hy sê in vers 6, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want Jaffa het 'n behaag aan sulke offers. Dis ander offers daai. Kyk wat is dit? Weldadigheid, met ander wees goed vir mense, mededeelsaamheid, ek deel my brood met ander ook. Dit is nie waarom die koninkryk draai nie. Die koninkryk draai nie net om die fisiese nie, maar ook oor die geestelike. Dit is goed aan die armes te bedien. Dit is goed om mededeelsaam te wees. Die ou by die verkeerslig om, ja, dit is nodig so. Iemand anders wat jy sien, wat swaar kry. Deel daarin. Maar ook aan jou medebroers en susters wie Jafiste is. Jou naaste. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want Jaffa het 'n welbehaag in sulke offers. Vers 17, wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Wie is dit? Die ouens wat ons leer. Hulle wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Hulle wat julle die woord bedien, hulle wat julle in die geopenbaarde woord oplei. En onderdanig, want hulle waak vir julle siele. As diegene wat rekenskap moet gee. Hierdie was ook die apostels gewees, wat oor die gemeente van Jafashua, na hy weg is, Paulus en die ander ouens, hulle het gewaak oor die gemeente. Nou sê hy, want hulle waak vir julle siele. As diegene wat rekenskap moet gee, sodat dit met blydskap kan doen, en nie al sigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Hulle gaan nie rekenskap gee voor die wit troon oordeel nie. Elke dag moet ek rekenskap gee aan Vader Jaffa van wat ek met my dag gemaak het. Kom aan. Hierdie 24 uur wat hy my gegee het, hierdie 18 uur of 16 ure wat ek aan die gang was vandag, hoe het ek my tyd gebruik? Heel dag voor die televisie gelê met 'n beker koffie en beskei. Order net vir ma, sê net rondhardloop. Of was ek besig met navorsing?
Vandag wanneer u slaap, dan is ek besig, dan is Pastoor Rika besig. Besig om die koninkrykswerks na te vors, studies te doen. Hier sal weer 2 nuwe reekse wat aan die kom is, as Jaffa Lewe en Gesondheid Spaar. Ons gee rekenskap van die goed, en hoe ons met die siele werk. En wat doen ons met die siele wat ons bereik? Hoe lei ons hulle weer op in die koninkrykswerk, sodat as ons doodgaan, dat hulle die koninkrykswerk kan vorentoe vat. Ek is so dankbaar, hier is nou weer 'n klomp pastore gegradeer. Wat 'n voorreg in die naam van Jaffa Shua, mans en vroue pastore. Aan Jaffa al die eer, halleluja. Mense wat die 4 jaar kursus klaargemaak het. Hy sê, met blydskap kan ek alsigtend nie, ons doen dit nie alsigtend nie, dis nie 'n burden wat ons dra nie. Daar's 'n Engelse koortjie en ek gaan hom sing. It's a joy unspeakable, ek gaan net sommer sê, want my stem is 'n bietjie klaar. It's a joy unspeakable and full of glory. And the harvest never yet be told. Dis 'n blydskaplied. Dis vir my 'n vreugde. Ek sê dit vir Pastoor Rika. Wanneer sy in hierdie ateljee instap en die kameras kom afsit en die goed, dan sê ek vir haar, hierdie was 'n boodskap deur en deur wat gesalf was met die Ruach HaKodesh. En dit is nuttig vir die bruid. Dit sê vers 18, bid vir ons. Want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het. Wat beteken daai goeie gewete? 'n Goeie getuienis. Bid vir ons, bid vir my ook, bid vir Pastoor Rika, bid vir die bediening, bid vir die pastore, bid vir die ander wat besig is met hul selgroepe, wat self besig is op YouTube met boodskappe in die geopenbare naam. Ja, dit maak my so excited, opgewonde. Voorheen was dit net ek gewees. En vandag is daar hoeveel van die ander wat besig is. Die een in 'n mindere mate as die ander een. Maar weet jy wat? Elke skrifgedeeltjie wat uitgaan op TikTok en op Facebook en op YouTube, ja, die Facebook, dit vibreer van die jafistiese boodskappe. En siele kom tot bekering. Dis die belangrikste. Mense daar buite is uitgehonger vir die bonatuurlike woord. Nou met Dani Botha se snerp van 23-24 wegraping, September wegraping wat so plaasgevind het. Mense in hulle duisende het toegesak op hierdie bediening, op ons webtuiste, en ons YouTube boodskappe, en Instagram, Dropbox, Facebook, YouTube, jy noem dit. In hulle duisende. Dan vra ek, hoekom kom die mense van alle kante af? Om na 'n leuen te kom luister? Van daai mense wat na sy rabbies geluister het, vandag is studente wat ingeskryf het. Van hulle is pastore wat klaar afgetree het. Emeritaarpastore wat in die wat ingeskryf het by die Bybelskool. Nie om 'n gemeente te begin nie, nie om te probeer geld maak, iets vir sy pensioen of iets nie. Mense wat 'n honger en dors het na die waarheid. Dis van hierdie mense wat met my praat, wat sê prof, ons spandeer tot 6 tot 7 ure 'n dag in die woord. Mense wat nou, soos ons dit noem, afgepensioen het. Né? Mense wat nou in rus ingegaan het, wat nou eers hulle lewe ontdek het. Ek is net oor een ding bly, ek sluit af hiermee. Die woord sê, vers 18, Hebreërs 13 vers 18, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete of 'n getuienis het, omdat ons in alle goed wil wandel. Omdat ons in alles goed wil wandel. Ek gaan hier afsluit. Sê vir my, as u kwalifiseer aan dit wat u vanaand gehoor het, gaan u steeds voor die wit troon oordeel verskyn? Of gaan u ook uitlewe wanneer Jaffa kom? As jy onseker is, dan kort jy 'n bekering. Dan kort jy 'n bekering. Dan moet jy jou bekeer en my laat weet dat ons jou kan onderdompel in die naam van Jaffa tot vergifnis van jou sonde, dat jy jou bruilofstreed kan aantrek en in heiligmaking kan strewe die res van jou lewe. Ek sê, soos die woord sê, ek en my huis, ons dien Jaffa. En as ons sterwe, dan lewe ons uit hierso
en ons lewe as konings, seuns en priesters van Jahwe in die hemel in. Tot volgende week. Deel hierdie boodskap net eers. Deel hierdie boodskap met soveel mense as wat jy kan. En daar is nog 'n gedeelte volgende week wat ons gaan klaarmaak. Deel D. Moet dit nie mis nie. As Vader die gesondheid spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.